Goeiedag en baie welkom by hierdie baie betekenisvolle dag binne die tradisie van die Christen geloof. Is hierdie dag waarop ons herdenk dat Christus opgestaan het uit die dood. Ons dink is simbolies waardevol om vanoggend te begin met die simbool van lig. En daarom wil ek jou nooi om 'n kers te kry in jou huis. Hooplik is daar 'n kers naby. En iets om met my aan te steek, vat so 'n oomblik, kry dit reg. En wanneer jy reg is, dan gaan ons voort. En vir die van julle wat reg is, gaan ek jou nooi om hierdie kers aan te steek as 'n simbool van die lig wat ons vandag vier. En as 'n simbool van die lewe, die opstandingslewe wat Christus gebring het met die herdenking van hierdie dag. As hierdie ongelooflike mooie Keltiese gesegde wat sê, "It's better to light a candle than to curse the darkness." It's better to light a candle than to curse the darkness. Saam met hierdie gesegde kom 'n mooi storie uit die Ierse tradisie waar die Keltiese spiritualiteit natuurlik ontwikkel het. Van een van hulle geloofsvaders met die naam St. Patrick, waarvan jy al sou hoor, daar's elke jaar hierdie St. Patrick's Day in Ierland. St. Patrick is as 16-jarige jong seun deur die Romeinse ryk van daardie tyd ontvoer en weggevoer na Ierland uit Engeland. En terwyl hy in slawerny in Ierland was hy geforseer om skaapwagter te wees. Vir 6 jaar lank was hy 'n slaaf. En in hierdie tyd het hy God op 'n baie besondere manier leer ken. Dit is interessant die tema van skaapwagters en hoe daai ervaring van die wildernis baie kere geestelike ervaring is. Daar's baie sulke stories natuurlik. En St. Patrick kom tot bekering in hierdie tyd. En nadat hy bevry is, na 6 jaar in slawerny en terug aan Engeland toe ervaar hy eendag in 'n droom dat God hom roep om die boodskap van sy liefde te gaan verkondig. En nie waar nie, in Ierland. Wat nogal durf om terug te keer Ierland toe met hierdie boodskap wat St. Patrick toe doen. En in hierdie tyd in Ierland was daar verskeie feeste, maar een daarvan 'n heidense fees het behels dat die hele land hulle vure moes blus. Vuur was natuurlik 'n simbool van lewe en dit was waar vandaan alles gebeur. Van kos maak tot hitte, tot beskerming. En deel van hierdie fees het bepaal dat al die inwoners van die land hulle vure moes blus. Net die koning is toegelaat om sy vuur aan die brand te hou. As 'n simbool natuurlik van sy gesag. En dan het die koning sy gesag ook bevestig deur dan sy vuur te gebruik om al die ander vure in die land weer aan te steek. En 'n simbool dan dat hy die een is wat die lewe gee en dat hy die een is wat die lig bring vir sy mense. En in hierdie tyd is Patrick in Ierland en hy herdenk Paasfees en hy besluit hy gaan Paasfees herdenk deur 'n vuur aan te steek. Die man het duidelik baie guts gehad. En die koning vind hiervan uit en volgens oorlewering het die koning se raadgewers vir hom gesê, jy moet hierdie vuur baie vinnig laat blus, want anders het hierdie vuur die potensiaal om die hele Ierland lig te gee. Hy stuur toe sy soldate om vir Patrick se vuur te blus en ook Patrick dood te maak, maar hy het hulle ontglip. En in die jaar wat kom, sou Patrick inderdaad Ierland verlig met die boodskap van God se liefde. En hierdie kers wat jy aangesteek het vanoggend en wat ek aangesteek het, is maar net 'n simbool van die lig wat ons bring, die roeping, die bevestiging eintlik van Jesus wat sê, maar julle is nou die lig vir die wêreld. En jy moet hierdie lig laat skyn.
En hierdie kers mag dit 'n simbool wees van die lig in die lewe wat kom deur my en jou. Maar mag ons herinner word uit die storie van Patrick ook dat dit vat durf om 'n lig aan te steek. Dit vra iets van ons. En wanneer ons nou ook saam aanbid, kom ons herinner onsself daaraan dat hierdie bevestiging van ons as die lig en hierdie bereidwilligheid om die lig aan te steek ook van ons vra om onsself te gee. Ook in aanbidding. Kom ons sing hierdie ongelooflike mooi lied saam met Stefan wanneer ons sê I'll raise a hallelujah. Ons sal ons stem verhef en om aanbid, want hy is die lig, hy is die lewe. Kom ons sing saam. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
Voordat ek vir ons 'n gebed doen, wil ek jou nooi om net vir so 'n oomblik te staar na die kers, na die lig wat jy aangesteek het. En laat daai simbool net toe om jou gedagtes te vul en jou net bewus te maak van God se teenwoordigheid in hierdie oomblik. Vader, ons kom bely en erken U as die lig vir die wêreld, as die asem wat lewe gee, as die brood vir die lewe, as die een deur wie ons lewe en beweeg en bestaan. Mag ons dit vandag regkry om net iets weer te snap van die betekenis van die opstanding en die implikasies daarvan vir elkeen van ons se lewe. Mag ons ervaar hoe U lig die donker verdryf in ons, om ons. Mag ons ervaar hoe dat donker en dood en gebrokenheid nie die laaste woord het nie, maar U liefde en U hoop en U lewe ons rigting gee, ons uitkoms gee, ons nooi tot 'n lewe van betekenis, 'n lewe van herstel en van herskepping. Dankie dat die opstanding vandag weer kan gebeur ook in ons. Mag ons onsself daarvoor gee. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vanoggend vir jou dieselfde teks as Vrydag, baie doelbewus, want hierdie tekste het so vermoë om so 'n bietjie ons verbeelding oop te breek wanneer ons langer daarby stil staan. En hierdie baie besondere teks in Kolossense 1 sê iets van Christus, van die begin van die skepingsverhaal, van Christus wat van die begin af daar was, maar dit sê ook iets van die implikasie van sy dood en van die effek wat dit het. En ek lees dit vir ons in die Message vertaling bloot omdat die begrippe beide in die Afrikaans en die Engels nogal kompleks kan raak en hierdie vertaling het so mooi kontekstualiseer. Kom ons lees dit saam. We look at the sun and see the God who cannot be seen. We look at the sun and see God's original purpose in everything created. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. He was there before any of it came into existence and holds it all together right up to this moment. And when it comes to the church, He organizes and holds it together like a head does a body. He was supreme in the beginning and leading the resurrection parade. He is supreme in the end. From beginning to end He is there, towering far above everything, everyone. So spacious is He, so expansive, that everything of God finds its proper place in Him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe, people and things, animals and atoms, get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of His death, His blood that poured down from the cross. You yourself are a case study of what He does. At one time, you all had your backs turned to God, thinking rebellious thoughts of Him, giving Him trouble every chance you got. But now, by giving Himself completely at the cross, actually dying for you,
Christ brought you over to God's side and put your lives together, whole and holy in His presence. You don't walk away from a gift like that. You stay grounded and steady in that bond of trust, constantly tuned into the message, careful not to be distracted or diverted. There is no other message, just this one. Every creature under heaven gets the same message. I, Paul, am a messenger of this message. Hierdie bly 'n merkwaardige teksgedeelte en ek hoop jy kan in hierdie twee geleenthede wat ons dit saam lees, hierdie teks toelaat om jou verbeelding aan te gryp. Ons het Vrydag ook die teks saam gelees van Jesus se versoeking in die woestyn. En ons het stil gestaan by hierdie besef dat ons ervaring van gebrokenheid en pyn en lyding, en ek gaan die woord suffering ook intentioneel gebruik nou en dan. Ons ervaring van suffering, dat dit dikwels vrae by ons losmaak oor ons identiteit, oor wie ons is. Want wanneer ons suffer, is ons nie besig om te wees wie ons wil wees nie. Ons is nie besig met die prentjie wat ons gedink het, met ons bedoeling van wie ons dink ons behoort te wees nie. Ons sukkel om ons gebroke status te integreer met ons perspektief op wat dit beteken om ons ware self te wees. En daarom is ons suffering baie keer bietjie van 'n krisis in identiteit. En in hierdie verhaal van Jesus se versoeking lees ons dat dieselfde met hom gebeur. Die Satan versoek hom in sy tyd van weerloosheid. En laat hom twyfel oor wie hy is. En hy doen dit met hierdie woorde, 2 keer sê hy vir hom, as u die seun van God is, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. En dan vat hy hom op na 'n hoë gebou of 'n berg en hy sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self hier af. Hy probeer Jesus laat twyfel in sy identiteit. Maar genadiglik is Jesus standvastig in sy oortuiging van wie hy is. En ons het reflekteer daarop dat dit moontlik so is, omdat Jesus net voordat hy hierdie woestyn betree, hierdie ongelooflike woorde van bevestiging van God kry, wat sê, daar was 'n stem uit die hemel, en toe sê die stem, dit is my geliefde seun. Jesus betree sy tyd van versoeking en sy tyd van suffering met hierdie bevestigende woorde van God. Dit is my geliefde seun. En nou wil ek ons moet 'n tree verder gee en so 'n bietjie fokus op Jesus se antwoord op hierdie een versoeking waar die Satan wil hê dat hy die klippe moet verander in brood. En ons lees dat Jesus se respons op hom in hierdie teks is die volgende, maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. In hierdie woestyn oomblik waar Satan wil hê hy moet brood maak uit klippe, en onthou Jesus is honger, kom Jesus en hy haal Deuteronomium 8 aan en hy sê, die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Die aanhaling uit Deuteronomium 8 staan in die konteks van die volk Israel se eie woestynervaring, toe hulle van God afhanklik was, vir hulle daaglikse brood wat hulle gekry het in die vorm van manna, wat God elke oggend vir hulle voorsien het. So hierdie respons van Jesus is beide betekenisvol en gewigtig. Want hy kom sê dit vanuit sy eie woestynervaring. Hierdie ervaring waar hy self moes leer wat dit beteken om van God
afhanklik te wees. Sy eie intieme ervaring waar hy moet eerlik raak oor sy honger, oor sy dors, oor sy suffering. En God moes vertrou om vir hom te sorg. Jesus as mens beleef 'n fisiologies uitdagende, beproewende woestyntyd. Emosioneel daag het hom uit. Dis 'n menslike ervaring van suffering, waar tydens hy ervaar dat God hom onderhou, dat God teenwoordig is, dat God vir hom sorg. En ek kan my net indink hoe Jesus in sy bediening vorentoe sou terugval op hierdie bevestigende belewenis van God se teenwoordigheid, te midde van sy eie gebrokenheid. En dis dalk hoekom Jesus later in die storie, toe hy met die vrou by die put staan en praat in Johannes 4, en sy disippels kom terug van die dorp met kos, en hulle dring by hom aan om te eet. Toe antwoord hy hulle met hierdie betekenisvolle woorde wat sê, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. Hierdie teksgedeelte is vir meer as een rede ongelooflik betekenisvol. Die eerste ware wat dit vir ons het, is die besef dat Jesus se eie menslike en vleeslike, lyflike en emosionele ervaring van gebrokenheid 'n bevestiging is dat hy identifiseer met ons menslikheid wanneer ons suffer. Hy verstaan regtig. Hy het dit ervaar. Hy weet hoe dit voel. Hy identifiseer en staan in solidariteit met die suffering en die gebrokenheid van die wêreld. En dis 'n ongelooflike hoopvolle wending, want as God op een of ander manier deelneem aan my en jou en die wêreld se lyding, en nie op 'n afstand staan en 'n toeskouer is nie, verander dit nogal alles. Beteken, soos ons vroeër gesê het, waar's God in lyding? God ly. God voel. God is teenwoordig. Maar dan die volgende betekenisvolle dimensie van hierdie teks is dat Jesus self ervaar het hoe God hom onderhou, hoe God hom sustain is die mooi Engelse woord, hoe God hom verlos van sy gebrokenheid. Wat ons terugbring by Kolossense 1, dat dit die nuwe realiteit is op grond van sy kruisiging. En daai teks sê so mooi, not only that, nadat die teks beskryf het dat God alles in en deur hom geskep het en vir hom geskep het, not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe. En dis nou ek en jy en almal alles, and animals and atoms and things, get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross. Die krag waardeur hierdie herstel en herskepping gebeur, is die krag van die opstanding. Hoe sê Paulus ergens, is dieselfde kragtige werking waarmee God Jesus uit die dood opgewek het, is dieselfde krag waarmee hy in my en jou werk. En dan, nadat Jesus sy solidariteit met ons demonstreer in ons suffering, kom hy en hy bied homself aan as die een wat ons brood word, as die een wat ons onderhou en herskep. Johannes 6 is so 'n ongelooflike mooi teks wat dit bevestig. Hy sê, dit verseker ek julle, ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie.
Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam. Ek gee dit, sodat die wêreld kan lewe. 'n Ongelooflike mooi profesie van wat sy lyding aan die kruis vir ons gaan kom doen. Het gaan vir ons kom lewe gee. Sy merkwaardige aanspraak, hy sê, hierdie liggaam van my wat gebreek word, hierdie lyding van my, ek word die brood wat jou honger gaan vul. Ek word die water wat jou dors gaan les. Ek word die krag wat jou gebrokenheid gaan genees. Ek word die woord wat vir jou 'n lewe, die lewe gaan gee. Sy opstandingskrag, sy opstandingslewe, sy teenwoordigheid by ons hierna is herstellend, herskepend, bevrydend, genesend, lewegewend, verligtend, vervullend, verenigend. Soos hierdie teks gesê het, all the broken and dislocated pieces get properly fixed. Hierdie teks wat ons lees is so gevul met oorvloedige prentjie van wat God doen en gedoen het en besig is om te doen, dat ek jou sal verskoon as jy op 'n punt vergeet dat hierdie teks niks oor my en jou sê nie. Het sê nie wat ons voorstel is om te doen nie. Dit loop oor van waarmee God besig is en wat sy taak is. En daarom die vraag, wat staan ons te doen? Wat is ons responsie op? En in die lig van hierdie oorvloedige teks sal ek dit so beantwoord en wou sê, al wat ek dink ek en jy hoef te doen is, kom honger, kom dors, kom gebroke, kom weerloos. Dis al wat ons hoef te doen. Ongelooflike bevrydende uitnodiging dat ons kan kom soos ons is, omdat daar hierdie onvoorwaardelike aanvaarding is in sy teenwoordigheid van my en jou lewe. Maar onderliggend tot hierdie uitnodiging om te kom soos ons is, lê daar 'n wesenlike kapasiteit wat ek en jy nodig het om te bou. 'n vaardigheid wat ons nodig het om te ontwikkel. En dit is om die misterie van hierdie opstandingsverhaal werklik te betree. En dit beteken om 'n werklike ontmoeting te hê met Jesus. Dit beteken om regtig ons gebrokenheid en seer en weerloosheid te erken, te omhels, dit oor te gee aan hom, saam met dit die pogings om dit heeltyd te wil beheer en dit te wil uitsort op ons eie, om daai beheer prys te gee en onsself oor te gee vir hom. En ek dink dis die uitdaging wat ons meestal het wanneer ons kom by hierdie punt in die verhaal van die geestelike tradisie, is dat ons hierdie baie belangrike skuif moet maak in ons perspektief. Want die opstanding kan nie maar net 'n geloofsoortuiging wees nie. Kan nie maar net 'n belydenis wees nie. Net 'n perspektief wees nie. Richard Rohr verduidelik dit so mooi, hy sê, cross and resurrection, loss and renewal. En daar's baie woorde wat ons kan insit, baie woorde wat teenoor mekaar staan, wat iets beskryf van ons verlies, maar ook die herskepping. These things is a doctrine to which most Christians might intellectually assent. We worship it in Jesus. We thank Him for it.
but rarely transfer it to our own lives. This mystery of transformation must become the very cornerstone of our own life philosophy. We move into this mystery through actual encounter, surrender, trust, and the infilling of a new and larger life that proceeds from it. This is the experience of an inner movement and presence, not a mere belief or moral position. So kom dit so betekenisvol was dat Jesus self deur die woestynervaring moes gaan. So kom dit so waardevol is dat hy self moes ly en sterf en opstaan. Omdat hy wat ons nooi om dit ook te doen, self hierdie transformasie kom beliggaam het en die krag is waarmee ek en jy dit gaan regkry. En dis wesentlik dat ons die opstanding moet ervaar as 'n realiteit wat weer gebeur, amper soos weer 'n inkarnasie, amper soos liefde wat weer mens word in Christus eens, maar nou weer in ons. Dieselfde dood en verlies wat weer gebeur in my en jou, sodat opstanding, verlossing weer kan gebeur in my en jou. So die opstandingslewe gaan nie daaroor om reg te leef nie. Dit gaan nie daaroor om te lewe, om jou lewe 'n sukses te maak of om gelukkig te wees selfs nie. Die opstandingslewe is 'n lewe wat 'n troef is vir dood en gebrokenheid en eensaamheid. En dit troef daai dinge met genade en met lewe en met liefde. Opstandingslewe is hierdie ervaring dat sy genade vir ons genoeg is. Dit is hierdie ervaring dat ons 'n vrede kry wat ons verstand te bowe gaan. Dit is hierdie ervaring dat ons krag het te midde van hooploosheid. En ek en jy word genooi om te deel in sy opstanding deur te deel in sy suffering. Waarom sal ons dit doen? Waarom sal ons onsself weerloos maak en ons gebrokenheid konfronteer en omhels? Vir die belofte van lewe en opstanding dalk? Maar ek dink in besonder omdat dit ons nooi om te kom soos ons is. Omdat dit ons nooi om niks verder te doen nie. Nie self 'n verdere tree te gee of 'n verdere oplossing te moet maak of nog 'n kreatiewe idee te kry oor vir ons lewe of 'n oplossing te genereer van 'n soort nie. Dit nooi my en jou om te kom net soos ons is. Hierdie menslikheid, hierdie stoflikheid, hierdie gebrokenheid, want dit sit ons op die speelveld van God se genade. Ons gebrokenheid word voltooi in sy liefde. Ons seer en pyn word getransformeer deur sy opstandingskrag. En daarom waar ons gebrokenheid en onvolmaaktheid en suffering baie keer vir ons deur ons gesien word as hierdie struikelblok tot 'n lewe van betekenis. Word dit nou veel eerder amper 'n poort tot verlossing. Word die pad, word die weg. En net soos wat Jesus die versoeking vermy het om enige iets buitengewoon of bo-menslik of spektakulêr te probeer doen, kan ek en jy hopelik ook ons pogings prys gee om iets te probeer bied of te gee wat ons nie is nie of nie kan wees nie. En ons kan kom soos ons is, want dit is die speelveld waar het opstanding gebeur.
is gebrokenheid, is dood. Amerikaanse teoloog Nadia Bolz-Weber sê dit mooi, sy sê, your weakness is fertile ground for a forgiving God to make something new and to make something beautiful. So don't ever think that all you have to offer are your gifts. Ons wil so graag vir God offer wat mooi is en wat aanvaarbaar is en wat prysenswaardig is. Maar hierdie woorde herinner my en jou dat ons ook gebrokenheid het om te gee. En dat dit 'n wesenlike dimensie is om te gee, want dis waaruit verlossing gebeur. Mag dalk soms vir ons voel asof ons gebrokenheid en seer en pyn die enigste patroon is in ons lewe. Dis die herhalende storie, dis waar ons elke keer terugkom. Maar die verhaal van die opstanding sê vir ons, hier is nog 'n patroon. Hier sien die patroon van dood en van lewe. Van verlies en herstel. Van gebrokenheid en herskepping. Van aand en oggend. Van sonsondergang en sonsopkoms. Van winter en somer. Van lae gety en hoë gety. Hierdie patroon is ingebou in die hele skepping. En Christus se dood en opstanding kom gee aan al die verlies en gebrokenheid en kruisigings in hierdie wêreld en in hierdie skepping en in my en jou lewe 'n hoopvolle uitkoms. Want dit is die speelveld van nuwe lewe. Ons gaan hierdie ongelooflike mooi lied luister waarin Stefan vir ons sing. Hierdie woorde net bevestig wanneer hy sê, you make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. Kom ons sing dit saam as jy dit ken. Luister daarna, laat dit toe om jou gedagtes en jou hart te kaap. En hierdie storie te herskryf wat ons onsself dalk vertel oor ons eie gebrokenheid. Dis wat die opstanding doen. Maak iets beautiful uit iets gebroke. Kom ons luister dit saam. All this pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all.
Wanneer Jesus kom sê dat hy die brood vir die lewe is, dan soos een van julle my nou herinner, het hy nie in sy gedagtes hierdie goedkoop winkelbrood in gedagte nie. Hierdie brood wat kom in 'n plastiek sakkie en perfek gesny is en spierwit of brein maak nie saak nie, geprosesseer is en is nie die tipe brood waarvan ons praat nie. Dis nie die tipe brood wat ons gaan onderhou, wat ons gaan lewe gee nie. Ons praat hier veel meer van die tipe brood wat gebak word deur 'n kunstenaar, bakker, artisan is die mooi Engelse woord. Brood wat gemaak is met regte bestanddele, brood wat gemaak is met moeite, brood wat gebak is in 'n oond en uitkom en lewegewend is. En daarom is dit wesentlik vir my en jou, wanneer ons die opstandingslewe wil ervaar, dat ons besig hou, en dat ons onsself verbind met die ware brood. En hierdie teks in Kolossense herinner ons wanneer dit sê, but now, by giving himself completely at the cross, actually dying for you, Christ brought you over to God's side and put your lives together. Dis Christus wat dit doen. Nie enige brood nie, enige krag nie enige energie nie enige lewenskrag nie. Christ brought you over to God's side and put your lives together, whole and holy in His presence. You don't walk away from a gift like that. You stay grounded and steady in that bond of trust, constantly tuned into the message, careful not to be distracted or diverted. Mag ek en jy dit regkry om deur die oë van geloof en met 'n hart van vertroue en met afhanklikheid van hom bewus te bly en in voeling te bly met die opstandingskrag van Christus, deur wie ek en jy genade en lewe en vrede kry. Mag jy ervaar hoe dat hierdie opstanding jou krag jou nooi na meer as net 'n lewe hierna, maar dat dit jou beweeg tot 'n lewe hier, waarin jy lig en sout vir die wêreld kan wees. Die Kelte het saam met hierdie oortuiging dat ons eerder 'n kers moet aansteek as om ontstel te wees oor die duisternis, het hulle hierdie ander mooi uitdrukking wat sê, light in darkness, hope in despair, life in death. Light in darkness, hope in despair, life in death. Mag jy ervaar dat die opstanding van Jesus lig bring in die tye waar jy nie kan sien voor jou nie.
Mag Heer Vader dit hoop bring in tye waar jy alleen voel en vasgeloop is. En mag Heer Vader dit lewe bring in tye waar dit vir jou voel asof jy nie asem kry nie. Mag die opstanding van Jesus jou lewe gee in hierdie dag. Amen. Dit was lekker om saam met jou te wees vandag en hopelik ook Vrydag mag hierdie naweek vir jou verder rus inhou en koneksie en 'n baie vredevolle tyd saam met geliefdes. Ons gaan as 'n gemeente volgende week saam kuier, saam braai na die oggenddiens. Jy's so welkom. Laat weet asseblief Marissa dat ons kan regmaak vir jou. Sal 'n bring en braai formaat wees waar jy jou eie vleis en iets bring om te drink en ons help met bykosse. Het sal regtig lekker wees om saam met julle te kuier. En dan is ook 'n geleentheid om 'n bydrae te maak nou tot ons bediening by Stellenbosch gemeente met baie waardering ook daarvoor. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê en ons sien mekaar hopelik gou weer. All this pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. All this earth, could all that is lost ever be found? Could a God